Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So vanaand, wysheid. Wat as ek vir julle gesê het, het julle geweet, daar is 'n skill, 'n vaardigheid, 'n tipe van 'n expertise tot die lewe. Skillful living. Het julle geweet daar so iets? Ek bedoel letterlik, jy kan die lewe goed doen met baie skill, baie vaardigheid, of jy kan die lewe doen met min skill, soos sleg, jy kan die lewe sleg doen. As ek dink aan soos 'n sport, dan dink ek aan golf is 'n sport wat onmenslik baie skill behels. En party mense kan die bal mooier slaan as ander. Jy weet, party mense kan nie as die bal raak slaan nie. Dis verseker nie ek nie. Maar ander mense kan die bal perfek slaan. Elke shot, consistently. So mooi slaan hulle daai balletjie. Elke nou en dan kry hulle selfs 'n hole in one. Nee, dis golf. Nou, daar's baie faktore wat maak of mense nou goed kan golf speel of sleg kan golf speel. En enige pro sal vir jou sê, talent speel 'n klein rol. Talent het jy dalk in die sport ingekry, maar op die einde van die dag vat dit harde werk. Elke pro sal vir jou sê. Wat as ek julle sê, dis ook so met die lewe. Baie van ons dink, die lewe is maar net die lewe. Ons gaan maar net aan, dag vir dag, go with the flow. Dinge gebeur maar net met my. Daar's geen skill tot hoe ek hierdie ding doen nie. Dis maar net lewe. Ek dra nie eintlik by tot die lewe wat ek lewe nie. Dis nonsens. Okay. Dis nie waar nie. Elke dag, elke week, elke maand maak jy honderde, duisende, selfs miljoene besluite in jou lewe. Klein en groot besluite maak jy elke dag. Alles van vriende, kuiers, met wie jy kuier, vir wie jy kuier, vir wie jy jou ore leen, werke wat jy vat, watse werk jy vat, hoe jy werk, wat jy koop, hoe jy rus, waaraan jy jou tyd spandeer, hoe jy spaar, wie jy kies om mee te trou, wat jy in ag geneem het en wat vir jou belangrik was toe jy gekies het met wie jy wil trou. Ek kan aangaan. Selfs wat jy eet en wat jy doen met jou liggaam. Elke dag het jy 1000 keuses om te maak. En as jy dink dit dra nie by tot hoe jy die lewe lewe nie, dan dis nie net go with the flow nie, inteendeel. Daar is soveel besluite wat gemaak moet word en die punt is hoe jy vaar in hierdie besluite elke dag bepaal of jy die lewe goed doen of sleg doen. Daar is 'n skill tot hoe ons die lewe doen en ons noem die skill van om die lewe baie goed te doen. Daai skill noem ons wysheid. Hoe wyser jy is, hoe beter doen jy die lewe. Hoe mooier slaan jy die balletjies van die lewe. Hoe meer akkuraat slaan jy hulle, hoe meer konstant slaan jy hulle. Hoe wyser is jy. Spreuke praat van die persoon wat sleg die lewe doen as 'n fool. Jy's dwaas. Ek voel die Afrikaanse woord is so hard. Ek wil heeltyd net sê, jy's 'n fool. Dit klink ook nie so nice nie. Maar Afrikaans is soos jy's 'n dwaas. Ek weet Afrikaans is net hard soos dit baie keer. Maar dis die woord. Jy's dwaas. Hoe swakker jy daai balletjies slaan, hoe dommer is jy. Ek bedoel nou nie dommer nie. Dis die woord, jy's dwaas. Okay? Dis hard, maar dis wat Spreuke sê en dis nie ek nie, dis wat Spreuke sê. Die punt is die reeks nooi ons uit, die woord van God nooi jou uit om te erken ons is almal bietjie dwaas. En dis die mooiste ding van Spreuke en van die heel eerste verse van die boek is dit nooi jou uit om te sê kom Spreuke toe. Spreuke wil vir jou wysheid gee. Spreuke wil jou leer hoe om die lewe goed te doen. Spreuke wil jou leer om skillfully die lewe te lewe. Hoor, kyk weer na daai eerste paar verse. Sien jy, die eerste paar verse sê daar, the proverb of Solomon, son of David, king of Israel, en dan sê dit purpose, to wat? To doen iets, dis purpose. Hierdie sê vir jou wat die boek wil bereik in jou lewe. Die boek wil to know wisdom and instruction, to understand words of insight. Spreuke nooi jou uit om dit te kom doen.
Kom ontvang wisdom. Kom ontvang instruction. Understand words of insight. To receive instruction in wise dealing, in righteousness, justice and equity. To give prudence to the simple and knowledge and discretion to the youth. Dis wat julle uitgenooi word vanaand. In die reeks. Wil jy beter word in hoe jy die lewe? Kom Spreuke toe. Kom na hierdie reeks toe. Maar weet jy, daai woord youth daar, ek wil net daar stil staan vir 'n oomblik. Want die uitnodiging hierso is vir ons, maar ek moet hierdie met julle deel. Dis eintlik Spreuke het iets baie belangrik om te sê vir jong mense. Spreuke het baie om te sê vir the youth. Spreuke praat baie van my son, my daughter, kom leer. Spreuke het 'n hart vir jonger mense. So dis nie net 'n uitnodiging, dis 'n uitnodiging vir almal, maar dit is spesifiek 'n uitnodiging vir aandiens, vir ons. Jy wat nog nie heeltemal besef hoe kompleks die lewe is nie. Jy, ek, jongeling, ons wat nog nie heeltemal besef hoe moeilik dinge kan raak, hoe grys dinge kan raak, hoe kompleks die lewe kan raak nie. Ons wat nog so 'n bietjie nuut is tot hierdie ding lewe. Ons wat nog so 'n bietjie min lewenservaring het, Spreuke sê vir jou, kom luister, hoekom? Want Spreuke is nogals hard op hierdie. Ons moet wysheid najag met 'n uiterste desperaatheid, want ons het tog tot 'n mate 'n blank slate. Ons het nog nie ons bed gemaak nie, so te sê. Ons kan nou nog goeie keuses maak wat die res van ons lewens kan beïnvloed vir goed of sleg. Dis huge. Die lewe is genadeloos. Julle sal dit weet. Julle sal ietsie hiervan ervaar, die lewe is genadeloos en Spreuke erken die lewe is genadeloos. Ja, as jy net 'n paar slegte besluite gemaak het in jou lewe, net 1 of 2 foutjies, dan kan dit vir jou 'n gat so diep grawe, dis amper onmoontlik om uit daai gat uit te klim. Regtig. Dis hoe hard die lewe is. Al vra jy vir vergifnis, al kom jy daar uit, al wil jy 'n nuwe mens wees. Die lewe het konsekwensies, harde, swart en wit, aaklige, genadeloose konsekwensies. En Spreuke sê jy's jonk. Jy het 'n blank slate, jy het hier 'n geleentheid. Jy het 'n geleentheid, jy het 'n kans. Jy het nog nie daai foute gemaak nie, jy's jonk, jy gaan nog jou hele lewe voor jou, so te sê. Spreuke sê wysheid. Spreuke sê kom na my toe en ek gaan maak dat jy nie hierdie kans wat jy het mors nie. Powerful. Uiters belangrik. En so ons moet met 'n desperaatheid Spreuke najag. Bid daarvoor, die hele boek van Spreuke lees. Ons gaan net soos die oppervlak skraap van die rykheid van wysheid. So ek nooi uit, lees dit saam met ons. Hierdie week, hierdie maand, die res van die jaar, delf in Spreuke in. En want ons kort dit. So kom ek spring in. Hierdie is hoe ons na vanaand gaan kyk, na vanaand se tekste. Vanaand gaan ons kyk na wat is wysheid, wat gee wysheid en waar kry ons wysheid? Eenvoudig. Wat is wysheid? Wat gee wysheid en waar kry ons wysheid? So kom ons spring in. Wat is wysheid? Ons het eintlik al tot 'n mate al so klaar bietjie aan hierdie vraag geraak. Ons het klaar begin sê, wysheid is hoe goed jy die lewe doen. Hoe goed jy die lewe doen. So, Gerard von Rad, pretty cool fun, von Rad, Ou Testament kenner, hy het hierdie geskryf oor wat Spreuke sê oor wysheid. Hierdie is wat wysheid is. Hy sê, wisdom according to the Bible is competence with regard to the realities of life. Competence with regard to how life really works. So al het ons al bietjie geraak hieraan, ek wil net nog so 'n bietjie dieper delf in die eerste punt oor wat wysheid is. Wysheid is hoe goed ons die lewe doen. Dis hoe goed ons die werklikhede, die realiteit van die wêreld en die lewe verstaan. Maar as jy kyk na Spreuke 1, gebruik Spreuke 1 'n klomp ander woorde om wysheid te beskryf. So dis so sinonieme. So in vers 2, wysheid is understanding words of insight. In vers 3, wysheid is wise dealing, nie net wise dealing op sy eie nie, spesifiek, wise dealing in righteousness, justice and equity.
Vers 4, wysheid is prudence. Klink nie soos 'n slim ding vir my nie. Dit baie Engelse woord, maar dit is. Klink soos 'n vrug vir my, ek weet nie hoekom nie. Okay. Dis in discretion. Vers 4, wysheid is prudence in discretion. In vers 6, understanding a proverb and a saying, the words of the wise and their riddles. Al hierdie beskrywings vir wysheid. Hierdie beskrywings gee vir ons 'n bietjie van 'n dieper verstaan van wat wysheid is. So hier gaan ons. Hierdie is wysheid. Ek pak net die woorde uit. Wysheid is insig. Okay, wysheid is insig. Words of insight. Dis een ding om te verstaan wat iets beteken. Okay, dis een ding om te verstaan wat iets beteken wanneer ander nie doen wat hulle verstaan nie wat daai ding doen nie. Okay? So hulle verstaan iets wanneer ander dit nie doen nie, maar nee, ek's verkeerd. Dis een ding om te verstaan wat ek moet doen. Dis 'n ander ding om te verstaan hoekom ek dit hoekom doen ek dit nie. Dis daar's baie goed in die lewe wat mense doen hier of daar, maar dan is daar baie min mense verstaan hoekom. Daar's baie mense wat nie goeders doen nie, maar daar's ander mense wat die insig het om te verstaan hoekom daai ding sleg is. Want baie insig is hierdie idee van wanneer jy nie weet of jy moet links gaan of regs gaan of af gaan nie. Dan sê wysheid, maar ek weet. Ek het insig. Ek kyk na jou situasie en niemand weet wat se raad om vir jou te gee nie. Maar ek weet. Ek verstaan iets van agter die. En daarom verstaan ek wat om vir jou te sê. Vers 3, wise dealing in righteousness, justice and equity. Wysheid offer nie geregtigheid op nie. Ek dink dit is belangrik, want dis maklik, nee. Dis maklik om baie keuses te maak as ons 'n paar corners cut. Maar om werklik die lewe te kan doen, goed te kan doen, met righteousness, justice and equity, soos regverdigheid, integriteit. Wysheid offer nie daai goed op nie. Inteendeel, wysheid sê ek maak die moeilikste besluite met justice, met righteousness, met equity agter my. Dis moeilik, dis ontsettend moeilik. Wysheid weet hoe om deur die lewe te gaan sonder om daai goed prys te gee. Dit gee insigryke besluite wat juis mense laat dink anders dink oor die lewe. Wat ander in ag neem en jouself. Wysheid volgende dis diep moreel waardig. Dis righteousness, dis diep moreel waardig. Baie van julle sal weet, soos wat jy deur die lewe gaan, baie keer is die lewe kompleks. Die lewe voel nie soos reg en verkeerd nie. Baie keer in die alledaagse lewe voel die lewe ontsettend grys. Ons weet nie regtig wat is meer reg of verkeerd nie. Wysheid sê hierdie is wit en swart. Wysheid sê al is dinge grys, ek weet nog steeds wat om te doen in hierdie situasie. Wysheid is diep moreel waardig. Wysheid is, okay, hier is ons favorite woord, prudence. Wysheid is prudence and discretion. Baie Engelse woord daai, okay? Maar dit beskryf prudence beskryf die deurgedinkte lewe. Okay, dis die deurgedinkte lewe. Dis die versigtige lewe, nie bang nie. Nie bang vir elke ding om elke hoek en draai nie. Dis nie prudence nie. Prudence is net versigtig. Prudence verstaan iets van die lokvalle en die gate wat elke dag wag vir mense en dis net versigtig. Dit gaan versigtig deur die lewe. Dis 'n deurgedinkte lewe, discretion. Discretion beteken hierdie idee, wysheid gee vir jou die vermoë om te kan onderskei. Selfde as, dit is eintlik 'n bietjie van 'n herhaling van die wise dealing in righteousness, justice and equity. Discretion is om te sê, ek kan onderskei elke dag tussen sleg en goed. Ek kan onderskei elke dag tussen elke stem daar buite. Elke advertensie, elke YouTube, elke episode, elke fliek, ek kan onderskei. Ek kan onderskei die invloede in my lewe. Ek kan hoor, ek kan sien wat is goed vir my en wat is sleg vir my. Dis om te weet, discretion is om te weet wat goed is en wat sleg is. Al sê die wêreld daar buite vir jou,
Okay, ek gaan nou probeer. Al sê die wêreld daar buite vir jou, goed is sleg en sleg is goed. Goed is sleg en sleg is goed. Al sê die wêreld vir jou, hierdie baie lelike ding is 'n mooi ding. En hierdie baie lelike ding is 'n mooi ding. Sê discretion vir jou, ek kan sien deur jou agenda. Ek kan sien wat jy verkoop. Ek kan die leemte van hierdie belofte wat jy aan my probeer verkoop, ek kan dit sien. Ek kan onderskei tussen goed en sleg. Maar wysheid is nie net 'n onderskeiding nie, dis aantreklik. Dis nie net goed vir jouself nie, inteendeel, wysheid is nie net, dis eintlik baie goed vir die mense om jou. Dis nie selfgesentreerd nie. Dis wysheid. Ek het nou baie goed gesê, maar dis ontsettend ryk. Wysheid is al hierdie dinge, dit vat jou in die intricacies van die lewe in en daar floreer dit. Al hierdie goeders kom neer op een ding. As ek dit moes opsom, sou ek net hierdie gesê het. As jy niks gehoor het wat ek nou gesê het nie, dan is jy in vir 'n lang aand, maar hou aan hierdie vas. Dis okay. As ek wysheid kon opsom, sou ek sê wysheid is om in tune te wees met die realiteit van die lewe. Om in tune te wees met die realiteit van die lewe en dan jou lewe daarvolgens te lewe. Wysheid vereis dat jy 'n sekere lewe moet lewe. Hierdie is so belangrik om in tune te wees met die realiteit van die lewe. Ek kry hierdie idee van om soos in tune te wees met die realiteit. Ek kry dit eintlik van Keller af, so ek wil nie sy werk steel nie, maar ek wil vir jou 'n ontsettende cool quote lees wat hierdie saamvat. Hoor wat sê Keller. Hy sê a fool in the Proverbs is one who is wise in his own eyes. Teenoorgestelde van alles wat ons net gesê het. He is self-righteous, opinionated, stubborn, hard to persuade, gets his back up if you try to correct him, despises correction. He is out of touch with reality. Okay? But wisdom is competence with regard to reality. Wisdom does the thing in the situation that fits with the reality as God has made it, basically. God made the world in a certain way. This is God's world. It is also a broken world because of sin. And a wise person sees the created brokenness of the reality and knows what the wisest thing to do is. Baie behulpsaam. Dis waar ons die idee kry. Wysheid is daai ding van om regtig te verstaan hoe werk die regte wêreld. Dis om te verstaan met wie God is wat hierdie wêreld geskape is. En dis om te verstaan wie jy is in die gebroke wêreld. Dis the realities of things. Maar die teenoorgestelde van wysheid is om daai fool te wees. Out of touch with reality. Out of touch with reality. Jy lewe in 'n wêreld van jou eie reëls. Jy lewe in 'n wêreld van jy doen net wat jy wil sonder 'n nagedagte oor die nagevolge van jou lewe. Jy het nie 'n klou nie. Want dit is jou reëls, dis jou wêreld. Out of touch with reality. Ek dink dit som wysheid vir my baie goed op. Jy kan daai toepas op 1000 verskillende maniere. Jy kan daai toepas op 1000 verskillende mense wat vir jou probeer sê wat wysheid is. So dis wat wysheid is. Nou ons gaan nog steeds bietjie verder gaan, maar ek wil net praat oor wat gee wysheid. Okay, ek bou net op hierdie. As ons die wyse lewe kies, as ons hierdie najag, as hierdie waar is van ons, wat is die resultaat? Wat is die resultaat? Waar gaan ons opeindig? Hierdie vat ons na ons tweede punt toe en hierdie vat ons na Spreuke 9 toe. Spreuke 9 is stunning. Spreuke 9 is hierdie verskriklike kragtige metafoor. As jy saam met my kyk na Spreuke 9, daar's eerstens sien ons wysheid is hierdie vrou en ons sien sy roep uit op al die hoë plekke, roep sy uit. Sy het klaar hierdie feesmaal voorberei, nê? Sy het hierdie wyn, hierdie lekker kos, hierdie tafel is gedek en sy stuur 'n uitnodiging uit. Wysheid is dis 'n metafoor. Sy sê kom na my wysheidsfeesmaal toe. Ons lees daarso, is baie mooi. She, wisdom, has sent out her young woman to call from the highest place of the town, whoever is simple, let them turn in here. To him who lacks sense, come eat of my bread, drink of my wine I mixed. Leave your simple ways and live and walk in the way of insight.
Maar dan, teenoor wysheid is daar hierdie ander vrou, Folly. Sy is ook 'n vrou, die dwaase een, okay, die dom een, okay. Sy is ook 'n vrou, maar sy's loud, sy's ongeskik. Ek het so 'n bietjie van 'n prentjie in my kop, okay. Maar dis wat die teks sê. Okay, sê ek nie, dis die teks sê. Sy's loud, okay. Maar hierdie is die kragtigste woord van die hele beskrywing van hierdie vrou is sy's seductive. Okay, sy's seductive. En ons lees van haar, the woman Folly is loud, she is seductive and knows nothing. She sits at the door of her house, she takes a seat on the highest places of the town, ook, calling to those who pass by. Hulle is eintlik heel okay, hulle is op 'n straight way, maar sy trek hulle van die reguit pad af. Whoever is simple, let them turn in here. To him who lacks sense, she says, stolen water is sweet, and the bread eaten in secret is pleasant. Sy maak nie sin nie, maar sy is seductive, okay? Sy is seductive. But he, die een wat nou in haar lokval val, okay, he does not know that the dead are there. That her guests are at the depths of Sheol. Hulle is dood. Hulle is in die Ou Testament weergawe van die hel. Hulle is destroyed. Okay, dis harde woorde. Die vergelyking is so kragtig. Beide wysheid en dwaasheid nooi mense uit om by hulle te kom eet. Die een 'n feesmaal. Die ander een die seduction van gesteelde brood en water. Dit laat my regtig dink aan die wêreld en die stemme wat heeltyd trek in ons. Ons is heeltyd met ons kies, ons moet heeltyd kies. Moenie dink jy moenie kies nie. Elke dag se keuses is so belangrik. Elke dag is daar iets wat jou trek om die dwaase keuses te maak. En hier is Spreuke en sy is wisdom en sy nooi jou na 'n feesmaal toe. Die een wysheid offer vir jou. Hierdie is waarna toe wysheid lei. Offer vir jou vers 11 for my feesmaal wysheid. For by me your days will be multiplied. And the years will be added to your life. Dis prosperity. Dis lewe. Die ander een dwaasheid, sy offer daai brood en water wat gesteel is, wat in geheim geëet en geniet word. Jy's op jou eie. Jy's in die donkerte, jy's in die geheim. Daar is jy's met mense wat besig is om op 'n pad is van destruction, Sheol. Hierdie is die dood. Hierdie is wat die twee paadjies jy offer. Elke dag word jy getrek in al twee rigtings. Wysheid offer vir jou werklike geluk, die gelukkige lewe, die goeie lewe, die feesmaalagtige lewe. Een van vreugde en geluk, 'n lang lewe. Dwaasheid offer vir jou, seduction. Dwaasheid offer vir jou begeertes. Dwaasheid offer vir jou, seduction praat van vlees. Dwaasheid sê vir jou, vat wat jou vlees sê jy moet vat. Vat wat jy begeer. Jaag na wat jou sondige natuur vir jou in elke oomblik sê jy moet najaag. Moenie dink aan die nagevolge van dinge nie. Moenie dink aan die gesteelde brood of die gesteelde water. Moenie dink aan nagevolge nie, dink net aan nou. En hoe lekker daai ding is wat jy nou soek. Hierdie is die pad wat out of touch is met realiteit. Hierdie is wat wysheid sê vir jou, inteendeel, jy moet eintlik laat gaan van jou foolishness. Wysheid sê, ons is almal so 'n bietjie fools, maar jy moet jouself so 'n bietjie nederig om by my te kom eet. Vers 6 sê, leave your simple ways and live life. Dis sterk, dis soos, jy's op pad dood toe, lewe. Kom na my toe en lewe, werklike lewe. Leave your simple ways. Draai weg van daai sinnelose manier wat fokus op instant gratification. Draai weg van daai wysheid af. Kom, ek gaan vir jou insig gee. Ek gaan jou help om te verstaan. Een laaste punt om hierdie huis toe te dryf. Hierdie is wat wysheid ons offer. Die goeie, gelukkige lewe teenoor die gebroke lewe. Maar ek moet hierdie punt bysê, dis baie belangrik. Spreuke is prakties. Spreuke praat oor die algemeen, nê? Spreuke praat baie direk, nie net hier nie, maar baie plekke, baie direk oor die goeie lewe. As jy die wyse pad kies oor die algemeen, gaan dit vir jou 'n gelukkige, goeie, suksesvolle, gesonde lewe beteken. Amazing. Ons almal soek dit.
Maar, Spreuke is realisties. Dis oor die algemeen is dit waar. Maar net voor Spreuke kry ons die boek van Job. Okay? En Job is ook 'n wysheidsboek. Job praat ook van die wysheid van die lewe en hoe dinge werk. En Job verklaar, al doen jy die regte ding, gebeur daar nog steeds onverwagse slegte goed met mense. Al doen jy alles reg, soos Job, kan daar nog steeds pyn en lyding oor jou pad kom. Dis die gebroke sondige wêreld waar ons lewe. Die lang, gelukkige, vrugbare, suksesvolle lewe wat Spreuke beloof, is nie 'n lewe met geen pyn, geen lyding en geen gebrokenheid nie. Inteendeel, suffering is suffering, niemand is immuun daarteen nie. Nie eers die wystes onder ons nie. Maar hierdie is belangrik, hierdie is dan wat Spreuke beloof. Oor die algemeen, as jy wysheid se raad en rigting volg, as jy wysheid ag en inneem en drink en jy luister vir wysheid se pad, as jy dit inneem, gaan dit vir jou die goeie lewe beteken. Nie 'n lewe waar dinge nie verkeerd gaan nie, maar wanneer dinge verkeerd gaan, sê wysheid, Spreuke sê, dit gaan nie verkeerd gaan oor jou keuses nie. Jou keuses gaan nie bydra tot daai gebrokenheid nie, dit gaan buite jou wees. Dit gaan onvoorspelbaar wees. Dit gaan die lewe wees. Maar jou keuses gaan nie die rede wees hoekom jy in 'n penarie is nie. Dis huge. Jy's beskerm van jouself in wysheid. Dit gaan ons gaan volgende week praat oor geld. So kom ek steel so 'n bietjie van volgende week af. Jason preek vir ons volgende week. So hy's nie hier nie, great. Hy weet nie ek steel sy thunder nie. Maar gebruik net gou geld as 'n voorbeeld vandag, okay? Imagine soos baie mense lewe jy met jou geld en jy lewe die lekker lewe. Jy lewe en koop vir jou alles wat jou hart begeer. Jy lewe daai Instagram life. Okay, jou kredietkaart is op sy limit en jy het al die naaste, lekkerste, nuutste stuff en dis amazing. Maar jy is diep in die skuld, okay? En dan gebeur die lewe. Die onvoorspelbare gebeur. Iets buite jou beheer. COVID kom en jy verloor jou werk. Jy's in die moeilikheid. Okay? Jy's in die moeilikheid. Okay? COVID het met almal gebeur. COVID was onvoorspelbaar en die ekonomie het gesukkel, almal het gesukkel. Maar jou keuses, jou onwyse keuses om jou natuurlike het jouself bevredig, jy het daai pad gekies, jy het nie gedink nie, jy het nie versigtig deur die lewe gaan nie, alles wat ons net gesê het jy nie gedoen nie. Nou sit jy in 'n dieper gat. Nou is jou bed gemaak. Nou hak jy daar vas in jou skuld vir jare moontlik. Sien jy die verskil tussen wysheid en suffering en wat wysheid beloof, die goeie lewe wat wysheid beloof? Ek hoop dit maak jy punt. Dis wat wysheid vir jou beloof. Dit beskerm jou van jouself en dit beloof 'n goeie lewe, maar nie sonder pyn of lyding nie. Dit bring ons na die laaste punt toe. Waar kry ons wysheid? Ek hoop ons almal soek wysheid. Ek hoop ons almal soek dit. Ek hoop ons almal begeer wat wysheid vir ons kan gee. Ek hoop ons almal verstaan ietsie van die insig, van die grys, van die rigting, van die sekerheid, van nie cockiness nie, maar confidence. 'n tipe van 'n godgegewe confidence om te weet hoe werk die lewe. Ek hoop ons almal soek dit, maar waar gaan ons om dit te kry? Waar gaan ons om dit te kry? Eintlik kan jy na baie plekke toe gaan. Regtig, jy kan bid vir wysheid soos Salomo, gaan lees Salomo se gebed vir wysheid. Dis amazing. Jy kan bid daarvoor, jy kan na wyse mense toe gaan wat jy respekteer. Hulle kan vir jou rigting gee vir wysheid. Maar al is daai valid plekke om te gaan, ek wil praat oor die fundamentele plek. Okay, die belangrikste plek. Die plek waarna toe, as jy nie hierdie in plek het vir wysheid nie, gaan die ander goed nie saak maak nie. Okay, dit ander goed gaan nie eens help nie. Okay? Sonder hierdie is daar nie wysheid vir jou beskikbaar nie. Dis sterk gestel, maar dis waar. So ek wil praat oor hierdie. Ek wil die laaste punt spandeer op vers 7 van hoofstuk 1 en vers 10 van hoofstuk 9. Ek het dit opgesit, lees saam met my. Hierdie is waar ek
wil sê, hierdie is waar ons wysheid kry. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Hoofstuk 9 vers 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Okay, wat beteken hierdie? Wat beteken dit dat die vrees van God die begin is van wysheid? Hoe kan dit wees? Hoe kan om bang te wees vir God die begin wees van wysheid? En hoekom is dit so fundamenteel? So kom ons begin by wat is 'n vrees vir God, okay? Wat is 'n vrees vir God? 'n Bybelse vrees vir God is, wel, dis presies soos wat dit klink. Dis 'n heilige vrees vir wie God is, in die lig van wie jy is. Dis 'n heilige vrees vir wie God is. Dis soos awe, skryf die woord awesome, dis awe, dis soos, ek is in bewondering, ek weet nie wat om te sê nie, ek wil op my gesig val, ek het nie woorde om in jou teenwoordigheid gesê nie, jy's net, ek's in awe. Ek besef, ek's nie eers waardig om woorde te praat nie, dis vrees vir God. Dis respect, dis reverence. Ek dink baie keer is ons bietjie te bang om te sê, dat 'n vrees vir God 'n werklike vrees is. Ons is te bang om dit te sê, want ek dink ons is bang, mense dink God is nie toeganklik nie, maar ek dink dis dalk 'n fout wat ons maak. Ek dink die Bybel praat baie eerlik en reguit oor wie God is, en wat gebeur wanneer enigiemand in sy teenwoordigheid staan. Die Here is almagtig en awesome en scary. Ek dink ons moet 'n bietjie meer sit by hoe dit moes gevoel het om 'n Israeliet te wees op die berg van Sinai waar die donder weer slaan, die wolke so in die berg, en hulle almal, ons lees van hoe hulle letterlik op hulle gesigte val, vreesbevange, totaal en al verlam deur vrees, want die almag van die God dring deur, hulle sien iets van God. Ek dink, dis vrees, wie is hierdie, hy's powerful, hy's huge. Die God van die Bybel is iemand om te vrees. Hy is. Hy hou die hele skepping vas. Hy maak, hy kan maak met die skepping wat hy wil. Kan jy dit doen? Kan jy maak met die skepping wat jy wil? Nie net dit nie, hy hou ons toekoms vas. Hy hou jou toekoms vas. Hy hou jou toekoms vas. Die asem in jou longe is net daar op hierdie oomblik, omdat hy dit goed dink, dat jy moet kan asemhaal. Nou. En boonop dit, asof dit nie genoeg is nie, boonop dit, hy hou my asem in my longe, hy hou dit daar, en tog, boonop dit, is God kwaad vir ons. Hy's kwaad vir ons, want ons gebruik daai asem. Die geskenk wat hy vir ons gegee het om te lewe, gebruik ons om te sondig. Die God van die Bybel is iemand om te vrees, en ek sê vir jou, almal moet bang wees vir hom. Ons moet daai ongemak voel. Ons moet weer opnuut besef hoe klein ons is, en hoe groot God is. Daar is 'n gewigtigheid hier, wat ons nie te vinnig van moet aanbeweeg nie. Almal moet bang wees vir God. Hy is soos geen ander nie. Hoekom is hierdie die begin van wysheid? Want om te verstaan wie God is en om te verstaan wie jy is om te verstaan wat die realiteit is. Onthou, wysheid, het ons gesê, is om in tune te wees met die realiteit. Dis om in tune te wees met hoe dinge regtig is. Nie met wat ons wil glo van onsself, of wat ons in onsself oortuig dat hierdie en hierdie waar is nie, maar dis nie eintlik waar nie dit nie. Onthou Keller se quote, wisdom is competence with regard to reality. So die vraag is dan, kan iemand enigstens wys wees, as hulle op 'n fundamentele vlak nie eens verstaan wie God is nie? Nie verstaan wie hulle regtig is nie. Dis is die basics van realiteit. God, ek, gebroke verhouding, sonde. Die vraag is, kan iemand, hoe kan jy in tune wees met die realiteit van dinge,
maar jy begryp nie eers wie die skepper is van die realiteit waarin jy lewe nie. Kan jy wys wees? Jy kan nie. Jy kan nie die vrees van God, 'n werklike bewusmaking van sy heiligheid, sy almag, dit is die begin van om die realiteit van dinge te verstaan. Vir so lank soos wat jy vlug van God af, vir so lank soos wat jy sy waarheid, sy weghardloop van sy waarheid suppress, so lank soos wat jy jou sonde teenoor hom suppress, vir so lank bly jy dwaas. Vir so lank soos wat jy jouself oortuig, jy is 'n goeie persoon, jou sonde maak nie saak nie. God hy's nie so reël nie, hy is so 'n bietjie ver. Vir so lank gaan wysheid wegvlug van jou af. Daar is 'n sekere orde tot die skepping, né? Daar's 'n sekere orde, daar's God, daar's sy wêreld en daar is ons. En daar's sekere reëls wat God in hierdie skepping ingestel het, in sy wêreld. En as daai dinge nie reg georden is nie, as die orde omgeruil word, as die wêreld vir jou God is, of jy is self as mens, jy is God, so jy is bo, en dan kom die wêreld, en dalk is God hier onder, maar hy is eintlik weg. As daai dinge nie georden is, soos wat God dit wil georden hê nie, as jy oor en oor en oor die reëls breek, wat God in plek gestel het in sy skepping, dan gaan die hele ding, jou hele lewe, jou hele soektog gaan in mekaar instort. Ware wysheid begin hier. Dit begin by om te erken wie God is en wie ons is. Ek kan nie wys wees sonder daai dinge nie. Maar ek wil dit 'n stap verder vat. Ware wysheid in sy volheid, vind die volheid van wysheid, wat wysheid werklik is, vind sy volheid in die evangelie, in Jesus. Hoekom? Want die evangelie, Jesus wys vir ons op 'n manier wat die Ou Testament nooit kon nie, wys vir ons wie ons regtig is. Jesus kom en openbaar aan ons wie ons is, maar hy openbaar ook wie God is. Die evangelie sê vir ons wat gebeur het tussen ons en God en hoekom ons so ver voel van God af en hoekom daai verhouding afgebreek het. Dit sê vir ons wie hy is, dit sê vir ons wie ek is, maar op 'n kristalkleer manier wat niks anders in die Bybel kan nie. Die Ou Testament wysheid wys ons na Jesus toe. En Nuwe Testament wysheid wys ons terug na Jesus toe. Dit draai om Jesus. Ware wysheid vind ons deur die kruis. Paulus het gesê, die wysheid van God, wat die wêreld ag as foolishness, is die krag van God en dis Jesus. 1 Korintiërs 1:18. Ons kan nie werklik wys wees nie. As ons hierdie wil toepas, dan moet ons kruis toe gaan. Ons moet na Jesus toe gaan. En so hier is dit. Hier is hoe die kruis bou op to be competent with the realities of things. Hier is hoe die evangelie ons help om nog verder wys te wees. Eerstens, die feit dat God sy seun moes stuur om jou te red, deur middel van 'n wrede kruisiging, sê iets van jou. Dit sê iets van wie hy is. Kyk hoe ver moes God gaan om jou te red van jou sonde. Jou sonde, jou dwaasheid, jou selfsug. Ons almal se sonde, se dwaasheid, se selfsug. Ons almal het 'n gewanorderde siening van die wêreld waar ons goed heeltemal te hoog ag, wat ons in God se plek sit. En ons sit vir God erns daaronder. Dis ons almal se storie. Dit is wat die Ou Testament noem idolatry. Ons cheat op God. Ons is adulterous. Ons vervang hom met wêreldse leemtes en ons maak dit ons God en ons die ware almagtige God gooi ons weg. Ons almal het hierdie gewanorde siening van die wêreld. En dit het gevat dat die heilige seun van God deur middel van 'n kruisiging moes gaan om vir jou en vir my 'n kans te gee tot ware lewe, tot nuwe lewe, tot redding. Dis wat die kruis sê vir ons iets van homself. Ons wil dit nie hoor nie. Die kruis sê vir ons almal, die kruis sê vir ons we're all out of touch with reality, want nie een van ons besef hoe sondig ons regtig is nie. Nie een van ons besef hoe heilig God is nie.
Daai verneder ons. Daai verneder ons. Dit sê vir ons, jy is nie so great as wat jy gedink het jy is nie. Dit sê vir jou, jy is nie so oulik as wat jy gedink het jy is nie. Dit sê vir jou, die wêreld draai nie om jou nie. Bo alles, sê dit sê vir jou van jou sonde en jou feilbaarheid, en dit sê vir jou, dit hardloop dieper as wat jy gedink het dit hardloop. Dis wie jy is. Wie is God dan? In die lig daarvan. Wel, hy is die een om te vrees, maar meer as dit, hy is die een wat ons moet vrees, omdat ons teen hom gesondig het. Hy is die skepper, hy is die asemgewer, hy blaas lewe in ons in, en hy kan ons aandag, hy kan ons asem wegvat. En nie net dit nie, hy kan ons straf in die ewigheid vir wie ons is voor hom, en hy's geregtig in dit, hy's nie verkeerd nie. Niemand kan hom sê, jy's te hard nie. Niemand nie, want hy's geregtig in daai straf. Maar hierdie is wie God is, en Jesus wys dit vir ons par excellence. God bewys sy liefde en geduld aan ons deur vir ons sy seun te stuur en vir ons 'n kans te gee. Hy hoef dit nie te doen nie. Hy bewys sy liefde deur vir ons 'n kans te gee wat ons nie verdien nie. Hy hoef dit nie te gedoen het nie, maar hy het. Hy was so vol liefde in homself. Daar was niks goed wat ons na die tafel toe gebring het nie. Maar hy was so goed in homself. So meer genadig as wat ons ooit kon besef. Hy het vir ons 'n kans gegee. En vanuit daai goedheid, vanuit Jesus se kruisdood, gun Jesus vir jou vergifnis, totaal en alle vergifnis. As jy in Jesus vertrou, skoon gewas. Niks word teen jou gehou nie. 'n Nuwe lewe. Hierdie is die storie van die evangelie. Hierdie maak ons wys. Hoe maak hierdie ons wys? Dit maak jou wys, want as jy jou sondigheid besef, gaan jy baie versigtiger deur die lewe gaan. Baie versigtiger deur die lewe gaan. Dis is die verskil tussen 'n persoon wat besef, hy loop deur die lewe op krikke met 'n gebreekte been, en hy loop nie net op krikke met 'n gebreekte been nie, hy loop oor 'n brug vol gate. Okay, die wyse persoon. Dit is soos dit teenoor die persoon wat nie weet hy het krikke of 'n gebreekte been nie, en hy is op 'n brug vol gate nie, en hy hardloop net. Okay, 'n beseffing van jou situasie, 'n beseffing van wie jy is, maak jou nederig. Dit maak jou versigtig. Dit maak jou opreg in die besluite wat jy maak. Jy's nie so vinnig om jouself te vertrou nie. Jy's nie so vinnig om jouself te vertrou nie. Die evangelie sê vir jou, jy is gewond. Meer as dit, jy was dood. Nou het jy lewe, maar jy was gewond. Jou hart is gebreek. Jy neig na sonde toe. Dit sê vir jou wie jy regtig is, en dit verneder jou. Dit ontneem jou van 'n diep trots in jou. Dit wys jou, jy is iemand wat help nodig het. Jy kan nie hierdie ding op jou eie doen nie. Jy is iemand wat help nodig het. Jy is per definition afhanklik, nie onafhanklik nie. Jy kort hulp. Soveel so, jou siel het help nodig gehad. Jesus moes jou help, en hoeveel te meer nie, in elke liewe ander afdeling van die lewe, kort jy nie mense nie, kort jy nie vir die Here nie. Die kruis herinner jou wie jy is. Dit is die begin van wysheid. Dit is die begin van om daai diep foolishness in ons almal. Dit is die begin om die I am wise in my own eyes. Dit is die begin om daai ding dood te maak. Sien jy hoe die evangelie verneder? Dit wys jou wie jy regtig is. Maar daar's nog, ek het gepraat van God se liefde. God se liefde wys ook vir ons iets. Die feit dat God ons so lief gehad het ten spyte van ons sonde. Wat dit in ons doen, is dit maak ons siels dankbaar. Ons lewe, dit skep in ons 'n liefde en 'n dankbaarheid wat, ek weet nie, dis kosmies. Dit maak jou vol, dit maak jou nuut, dit bring lewe waar al dood was, dit maak jou 'n nuwe mens. Dit skep in ons 'n nuwe liefde en dankbaarheid in God, want hy die duurste prys betaal vir jou redding. Hy het jou nie gelos in jou gebrokenheid nie. Daai siels dankbaarheid verander alles. Jy was iemand wat heeltyd beklei het vir jouself, vir jou plek, vir jou lewe. Jy moet jouself heeltyd bewys, jy moet heeltyd iets wees. Maar nou nie meer nie. Nou op
op 'n almagtige kosmiese hemelse vlak is jy voorsien. God voorsien vir jou, die een, daai almagtige God wat hy het nie net vir jou asem gegee nie, hy is nou vir jou, hy is nou saam met jou, hy lewe vir jou, jy's voorsien, jy hoef nie meer te vrees nie, te bekommer nie, jy kan rus. Jy kan rus. Dit beteken, God se liefde loop so oor jou, jy hoef nie meer iemand te wees wat vat, of trap op ander, of te beklei vir plek, jy kan lewe vir die goedheid van ander mense. Jy kan vir die eerste keer in jou lewe jouself regtig tweede sit. Regtig tweede sit. En dit gaan jy sien in die reeks wat volg. Dis die begin van wysheid. Wysheid is nie om te lewe vir jouself nie. Wysheid is om te lewe vir die goedheid van ander. Dis om die wêreld 'n beter plek te maak, dis om jouself tweede te sit, maar ons kan nie dit doen in onsself nie. Maar wanneer daai kosmiese liefde van Jesus aan die kruis, wanneer dit tref, wanneer dit sin maak, dan loop daar liefde oor in jou soos nog nooit tevore nie. Dit is hoe die evangelie die klimaks is van wysheid. En dit is waar ons moet begin. Vrees van God nooi ons uit om te verstaan wie God is en wie ons is. En dit dryf ons na Jesus toe. Ek sluit af. As jy wysheid soek, dan moet jy na Jesus toe kom. Jy moet begin by Jesus. Jy gaan nie die wêreld verstaan as jy nie verstaan wat Jesus vir jou gedoen het nie. En Jesus nooi jou uit, lê jou trots neer. Lê jou trots neer, bring jou issues na hom toe. Laat hom toe om jou te red. Laat hom toe om mag hy in jou plek staan vir jou. Mag hy wees vir jou wat jy soek. Mag jy bid, kom en red my van myself, van my sonde, van my situasie. Lê jou trots neer. Lê jou dwaasheid neer. Kom en nederig jouself, kom na Jesus toe. En hierdie is die belofte. As jy dit doen, vanaand, dan is jy môre 10,000 keer wyser as wat jy ooit was. Op jou eie. Ek wil afsluit met 1 Korintiërs 18 hoofstuk 1 vers 18 tot 25. Hoor wat sê Paulus, ek sluit met hierdie woorde af. Ek los ons met hierdie woorde. For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to those who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart. Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. For the Jews demand signs, the Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and folly to the Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God stronger than men. Kom ons bid saam. Ja, almagtige God, dankie vir die woord. Dankie vir die woord. Ek bid dat ons wysheid sal smag, soos wat Spreuke ons uitnooi om te kom eet in die feesmaal van wysheid. Ek bid vir dit. Maar ek bid dat ons hier sal begin by Jesus. Ek bid werklik dat ons onsself sal nederig en sal besef wie ons is. Dat ons werklik sal uitroep in vrees voor 'n heilige God vir u redding. En dat daai liefde en genade van die Here, dat dit sal deurdring tot op die diepste dele van ons en dat dit ons sal nuut maak. Dat dit ons sal wys maak. En dat ons vanuit die wysheid van die kruis, die wysheid van Jesus, dat ons vanuit daai sal lewe. En ek bid dat u elke week wat nou volg, dat u ons wyser sal maak. Dat u ons opreg wyser sal maak, soos wat ons strewe om dieper te verstaan wie ons is, wie Jesus is. En die goeie lewe waarna u ons roep in hom. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.